Goeiemôre gemeente, ek groet die een en elkeen weer eens in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n voorreg om vandag weer hier by sy huis te wees. Oor 'n lang naweek is dit maar altyd 'n bietjie uil gesaai en die mense gaan op welverdiende rus en ons gun dit vir hulle, maar vir die van u wat wel hierso kan wees vanoggend en wat die Here opgeroep het na u huis toe en na sy huis toe, is ek regtig dankbaar teenoor u elkeen. Ek sê altyd, as daar min mense is, dan beteken dit dat die Here soveel meer selektief was, toe hy besluit het wie vanoggend se boodskap moet hoor. So, ek is nie 'n ou wat vir jou gaan vertel, jy is baie spesiaal nie, maar vir vanoggend wil ek net sê, jy is baie spesiaal uitgekies om hier te wees, en ek is opgewonde daarom, om die woord met u te kan deel. Ek hou vir u 'n paar afkondigings dan ook voor, namens die eerware kerkraad. Die eerste is ons gebedstyd was vanoggend om 8:00 wederregtelik. Ek het nie besef dat as dit 'n lang naweek is, dan het ons nie die gebedstyd of sondagskool of tweede diens nie. So ek het almal van hulle in alle ywer opgesit op die afkondiging. So ons het toe vanoggend, vir almal wat opgedaag het ons bietjie saam gebid, waarvoor ons baie dankbaar was. Dit sal nou ook volgende week en die week daarop nie gebeur nie as gevolg van die skool se vakansie. So in daardie tyd kan jy maar net ook dan 'n bietjie later by die huis slaap. Voorsang voorbereiding is dan in die oggende 7:15, erediens begin om 8:45 en ons skriflesing vanoggend is in Kolossense 2 vers 4 tot 8 as jy so lank daarin wil blaai. Kolossense 2 vers 4 tot 8. Kinderbediening vind gewoonlik plaas tussen 10:15 en 11:00, maar vanoggend is daar nou geen kinderbediening nie. Hier's ook nou nie baie kinders nie, maar die van julle wat hier is, onthou, jy kan nou daai tyd gebruik om jou ouers bietjie ekstra mal te maak, om hulle dit bietjie te laat verdien by die huis. So gaan huis toe en gaan bos, dis wat ons altyd sê. Dan is daar ook geen tee na die diens nie, en daar is geen tweede diens geleentheid nie. Daar is vanmiddag wel 'n kerkraadsbid hier in Parys, by Dominee Flip se huis om 3:00, dis by die pastorie in Parys. So ons vra asseblief dat die kerkraad kyk of hulle daarby kan uitkom, dis vanmiddag 3:00 by Dominee Flip Pretorius se pastorie. Indien jy enige rygeleentheid soek, dan kontak my of een van die ander broers en dan maak ons 'n plan. Dan het ons hierdie week het ons maar net ons gewone bidure. Oggendbiduur vind plaas om 9:30 by Tannie Rita Brenkman. Die gemeentebidduur gaan ook nog hierdie week voort om 6:30 by die kerk, en donderdag sluit ons dan ook die aanlyn bidduur af vir die kwartaal om 7:00 via die skakel wat gedeel word. Ander afkondigings, die vakansie Bybelskool is vereers uitgestel tot op 'n latere datum. Ons wil alles bietjie mooi in plek kry, ons wil graag 'n poppekas tema maak, en ons het so bietjie onderskat hoeveel werk dit is om 'n klomp handpoppe te maak en te laat maak, en mense in te boelie om dit vir ons te maak, en om 'n poppekas te bou, en die bemarking te doen, en die kos te reël, en die kinders te reël, en al daai dingetjies. So ons het bietjie vasgebrand, en ons kon dit nie heeltemal tot op standaard doen nie, en ons wil nie graag 'n halfgebakte ding doen nie, so ons gaan kyk of ons miskien in die volgende skoolvakansie so tussen die toere ietsie kan doen. Dan is die kerk se jeugkamp ook tussen die 25ste en 27ste April te eren, vir al die jong mense tussen die ouderdom van 13 en 18, jy moet hierdie jeugkampe kom bywoon. Dit is 'n ongelooflike lekker geleentheid. As jy in die hoërskool is, en jy het nog nie 'n girlfriend of 'n boyfriend nie, die kerk is die beste plek om hulle te gaan kry, nee? So, kom soontoe, ons het altyd gesê, jy kom vir 'n meisie en 'n kerel, en jy gaan huis toe, en dan het jy net die Here gevind. So, kom asseblief jeugkampe toe, dis 'n heerlike ervaring. Ons sal vir jou vervoer reël, as jy nie geld het nie, sal ons vir jou geld reël, as jy nie guts het nie, sal ons vir jou guts errands reël, maar kom asseblief jeugkamp toe, dit gaan jou lewe verander, dis 'n ongelooflike geleentheid. Praat met my, laat jou ma en pa vir my 'n boodskap stuur, ons reël dat jy by die jeugkamp uitkom die 27ste, van die 25ste tot die 27ste April.
Dan is die kerk se bankbesonderhede daar en ons is op sosiale media beskikbaar by die EG Kerk Sasolburg. Ons gebedsversoeke. Gebakte beskuit. Jy kan nog steeds gebakte beskuit by ons bestel. Dis R50 vir 500 gram. Ons gaan gereeld deur Parys toe en dan sal ons vir u beskuit die volgende Sondag bring. So jy hoef nie self te ry met 'n gaan haal nie. Jy kan net met ons 'n reëling tref en dan sal ons dit hier by u uitkry. Dis dan die Susan van Parys gemeente wat dit bak en sy doen dit om fondse in te samel vir die kerk om ons te help met van ons agterstallige gelde. So ons vra ook dat u daar help en ondersteun. Dan ons gebedsversoeke. Ons bid graag vir die inhoud van ons gebedsbak, ons gesinne, ons huwelike en ons kinders. Ons bid in besonder vir Tannie Ethel. Tannie Ethel het weer 'n bietjie komplikasies met die been waar die voet geamputeer is, so sy sukkel maar nog steeds met die gesondheid en met infeksie en allerlei sulke tipe dinge. En ek wil regtig vra dat ons die Here sal vertrou vir Tannie Ethel, dat hy haar gemoed goed sal hou, haar hart sterk sal hou en dan ook haar liggaam sal aanraak in hierdie moeilike tyd. Ons bid vir klein Martin Du Plessis, ons bid vir oom Japie Legrandsie, ons bid vir oom Johan Schreder, ons bid vir oom Len van Pletsen. Oom Len moes eintlik al maande terug op hierdie gebedslys gewees het. Oom Len sukkel verskriklik met sy keel. Julle sal hoor hy het so 'n growwe stem deesdae. En hy sukkel met 'n breek ook. So dit is maar baie seer en ongemaklik en vol pyn en dit veroorsaak komplikasies by die werk. So oom Len het regtig ons gebede nodig en ek wil regtig mooi vra dat ons ook vir hom sal bid en die Here sal vertrou op sy onthaalwe. Hy gaan binnekort ingaan vir 'n endoskopie en 'n gastroskopie om seker te maak wat die foute is sodat hulle hom op die beste manier kan help en ons bid dat die Here vir oom sal dra en die dokter sal seën en hulle oë sal oopmaak en dat hulle die regte behandeling ook vir oom sal stuur dat oom weer vinnig op die been kan wees en vir ons voorsang kan kom doen sonder dat dit klink so Smokey wat vir ons kom sing. So ons is baie opgewonde daaroor. Dan bid ons nog steeds vir Tannie Ria Roos. Tannie Ria het gevra ons moet sê baie dankie vir al die gebede. Hulle ervaar die hand van die Here. Ons bid vir Rosanne Stein, ons bid nog vir Tannie Wanda Viljoen. Ons bid vir Abri Lombard wat sukkel met die skouer en dan bid ons nog steeds vir Tannie Anna Lombard. Tannie Anna Lombard is uit die hospitaal uit, sy's weer by die huis, maar nog steeds maar bietjie bekommerd oor die tannie, met sukkel bietjie met die suiker en met die aanpassing. So kom ons vertrou ook die Here op haar onthaalwe. En dan vir enigiemand in ons gemeente, daar's maar bietjie 'n verandering in die seisoen, daar's maar griepe, daar's maar dinge. Ons moet regtig bid. Mense gebed vir ander sake. Gebed vir ander mense se omstandighede. Ons moet bid. U word geroep om te bid. U word gevra om te bid. Ek pleit by u bid en bid nog meer. Jy sal sien AJ en Jacqueline is nie vandag hierso nie. AJ se koers was gisteraand so 40.5. Hy hou daarvan om 'n koers te kry en siek te word so op 'n Saterdag aand. Ek het vir hom gesê nee, dit is Maandag tot Woensdag is wanneer ons dit kan hanteer. Maar lekker koers gekry. Koers was vanoggend weer baie hoog. So mamma was by die huis besig om na die lyfie te kyk. Maar die griepie is maar in die lig. So ons moet regtig vir die Here vertrou dat hy ons bewaar en beskerm en dat hy ons seën dan ook met gesondheid. Dan die verjaarsdag. Ons het twee jong mense wat verjaar in hierdie week. Die 26ste is dit Roan Viljoen en die 27ste Karyn Jansen van Rensburg. Ons gee graag vir hulle die woorde van Psalm 18 vers 3 wat sê: Die Here is my rots en my bergvesting, my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild, die horing van my heil, my rotsvesting. My gebed is dat hierdie twee jong mense dit ook sal ervaar, dat die Here Jesus hulle rots, hulle beskermer, die horing van hulle heil, dis maar net 'n simbool om te sê, my trots en my redding sal wees in die jaar wat voorlê. Mag hulle die Here se ondersteuning, sy standvastigheid en sy seën ook in hulle lewens ervaar. Ek is seker Tannie Wanda sal vir Roan ook oordra. Ons sê baie geluk met die verjaarsdag. Baie dankie. En dit dan, glo dit of nie, wat die afkondigings betref. Goeiemôre. Kom ons buig die hoofdes aan. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom voor U buig, Heer, in ons eenvoud, Heer. Ons kom dankie vir U groot genade vanmôre, Heer.
Die genade van gesondheid, Heer, dat U ons elkeen hier so in U huis bymekaar gemaak het, Heer. Ag Heer, ons kom dank U, dat U so getrou is om die hele heelal in stand te hou, Heer. So ook elke huis van ons, elke huisgesin, Heer, en so ook elke huisgesin se finansies, Heer. Ag Heer, daarom bring ons 'n klein gedeeltjie van ons finansies terug na U toe, Heer, uit dankbaarheid, Heer. Ons kom vra U, Heer, vul ons met wysheid, insig, Heer, en leiding van U af, Heer, vir die kerkraad, Heer, om dit so te spandeer, Heer, dat dit slegs tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam sal wees, Heer. Ons dank en eer U daarvoor, Heer. Al die lof, al die eer, al die heerlikheid kom U toe, Heer, tot in alle ewigheid, Heer. Amen. Kom ons bid saam. Vader, U is werklik majesteit, glansryke heerlikheid. Here, en dit is vir ons 'n realiteit dat U straal van U troon tot waar ons woon. U straal van in die hemel en verlig die woorde van U skrif, sodat ons daaruit kan lees en kan verstaan, gevoed en gevul kan word, sodat ons toegerus en voorberei kan wees vir elke goeie werk wat U van ons eis. Vader, U is majesteit oor die heelal. En dit wat U sê, Vader, word 'n werklikheid. U het die hemel en die aarde geskape met 'n woord. U het oorwinning en verlossing en vrede in ons harte gebring met 'n houtkruis. En U sal weer kom, Vader, op 'n wolk, om ons te kom haal, sodat ons vir ewig in die majesteit van U teenwoordigheid mag wees. Ag Here, kom maak vanoggend dan met ons bemoeienis. Kom word U vaardig in ons teenwoordigheid. Kom werk in ons harte en laat ons ervaar hoe ons gees aangeraak word deur die majesteit van God die Vader, van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Aan U, o God en Redder, kom toe al die krag en lof en aanbidding van ons harte tot in alder ewigheid. Amen. Baie dankie. Ek wil dan graag begin deur U te nooi om oop te maak by Kolossense 2 en ons gaan vers 4 tot 8 saam lees vanoggend. Kolossense 2 vers 4 tot 8. Ons is steeds besig om so deur die boek Kolossense te beweeg en vanoggend is ons by Kolossense 2 verse 4 tot 8. Dit gaan ook op die bord verskyn. Ek hou dit graag aan U voor. Daar staan die volgende. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees. En ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op, dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerde en nietige misleidings nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woorde van die skrif. My kind se kamer is 'n nagmerrie. Kyk, as AJ vir jou roep en sê daar is 'n monster onder sy bed,
dan is daar so 'n paar oomblikke waar jy stil staan en wonder of daar nie miskien een of ander vergete skooltoebroodjie die geskenk van lewe ontvang het en wel 'n monster onder sy bed geword het nie. En die kamer was naderhand so behep, so vol gewees dat ek dit regtig net nie meer kon hanteer nie. Hy het nou ongelukkig vir hom 'n pa losgeslaan wat nie hou van deurmekaar geit nie. So ons het Vrydag, voordat hy darm siek geword het ons huis skoon gemaak. En as ek 'n ding skoon maak, dan maak ons dit deeglik skoon. So ons het elke meubelstuk uit daai kamer uitgedra. Elke speelding, die gordyne is afgehaal, alles is uit die kamer, gelyk asof ons intrek. Ons het vloere gewas, mure gewas, die ceilings oorgeverf, ons het die kaste reggepak, die speelgoed reggepak en weggegooi. Ons het alles ontsmet, alles gewas, alles afgespoel en alles weer teruggedra en op hulle plek gesit. En aan die einde van daardie aand het ek doodmoeg op die bed neergeval. AJ het my natuurlik gehelp, maar sy manier van help maak weer 'n klein bietjie van 'n gemors. Hy help my en dan moet ek gaan skoonmaak daar waar hy gehelp het. Nou terwyl ek daardie aand, Vrydag aand so half spasties op die bed gelê het en gewonder het, waar kan ek gaan vir die naaste Voltaren inspuiting, het ek darm tevrede daar gelê en gedink, ten minste hoef my kind nou nie meer in hierdie oorlogsone te slaap, waarin hy die vorige paar aande geslaap het nie. En ewe skielik het daar 'n aaklige gedagte by my opgekom, wat so 'n koue koors deur my ruggraat afgeskiet het, en ek het gedink, die maklike deel is nou verby. Want om 'n kamer skoon te maak is maklik, dis 'n dag se werk en jy's klaar. Maar om daardie kamer skoon te hou, is iets heeltemal anders. Die moeilike deel lê voor. En ek vind amper hierdie reël in die lewe, as ek bietjie mooi daaroor dink, dat dis baie maklik soms om 'n ding te begin, maar volhoubaarheid, standvastigheid in 'n ding, is nie so maklik nie. Dis baie maklik om 'n dieet te begin. Maar enigiemand wat vir 'n dieet geval het en 'n dieet begin het, sal vir jou sê, dis nie so maklik om by 'n dieet te bly nie. Dis maklik om 'n kar te gaan koop. Maar wat nie maklik is nie, is om elke week omtrent 'n ander karpart te vervang, en binne 'n jaar het jy omtrent alles vervang, behalwe die linker spieeltjie. Op die 1 Januarie kry 'n mens nie parkering by die gimnasium nie. Op die 1 Februarie kry jy nie 'n siel by die gimnasium nie. Volhoubaarheid is moeilik. Dis moeilik om aan te hou, om deur te druk met 'n ding. Ons is baie keer geneig om sommer net te wil opgee. Ek dink dis een van die redes waarom veral die middelgenerasie, my generasie en onder, baie sukkel in hulle huwelike. Want sodra dit bietjie moeilik raak, sodra daar 'n bietjie uitdaging gaan, is daar geen vermoë om deur te druk en aan te hou nie, dan wil ons tou ingee. By die skool het ek dit so baie gesien met die huiswerk. As die eerste 3 somme maklik is, dan doen ons dit met 'n glimlag, maar as dit begin moeilik raak, dan gee ons maklik op. En ongelukkig is dit dieselfde ding in ons geestelike lewens. Baie keer begin ons, wanneer ons onder oortuiging kom van die Heilige Gees, met 'n nuwe blaadjie in ons geestelike lewens, en ons maak vir onsself beloftes en sê, ek gaan my gebedslewe in orde kry, en ek gaan begin om my Bybelstudie weer aan te pak, en ek gaan probeer om met mense oor die evangelie te praat, en ek gaan probeer om minder te vloek, en minder te skinder, en minder te dit, en meer te dat, en meer te dat, en ons begin om hierdie goeie lewens in die Here te wil lewe, en het hou vir 'n dag, 2 dae, 3 dae, en binnekort val ons terug in die ou gewoontes, die ou lewensritmes wat ons gehad het. Dit is maklik om te begin. Dit is nie maklik om daar te bly nie. Petrus het maklik uit die skuit uitgeklim en die eerste paar tree op die waters gegee sonder 'n probleem, maar toe die storms kom en die golwe groot raak, het hy nie volgehou in die geloof wat hy mee begin het nie, en die see het hom ingesluk. En tog is
volhoubaarheid, standvastigheid, so belangrik in die lewe. Dink net aan hoeveel dinge ons in ons lewens miskien nie sou gehad het as ons te vinnig opgegee het nie. So ons kon leer hoe om 'n fiets te ry as ons nie eers 100 keer geval het op daardie fiets nie. Sou ons 'n gloeilamp gehad het as hulle die eerste keer opgehou het om te probeer. Sou ons koring en mielies op die lande gehad het as ons nie volgehou het om dit water te gee nie. In Johannes 15 vers 5 praat die Here Jesus met sy disippels en hy sê hierdie ongelooflike woorde. Hy sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En die woordjie bly, wat die Here Jesus daar in Johannes 15 vers 5 gebruik, wanneer hy sê, wie in my bly, beteken om in te trek of om aan te hou, om te voortduur, om te probeer, om standvastig te wees, om aan te hou. Wat Jesus in der waarheid sê is, as iemand standvastig is in hulle geloof, as hulle in hulle geloof volhard, as hulle daarmee aanhou, dan sal hulle vrug dra. Jy sien, geloof sonder volharding, sonder standvastigheid, geloof wat opgee, is soos 'n vyeboom sonder vrugte. 'n Duitse teoloog, Meister Eckhart, het geskryf, How to be pure, vraagteken, by steadfast longing for one good, that is God. Steadfast longing, 'n volhoubare, aanhoudende, onuitblusbare verlange na wat goed is en God is goed. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom my gebroeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Paulus se begeerte vir die gemeente van Kolosse, vir die gemeente in Korinte, vir al die Nuwe Testamentiese gemeentes, was dat hulle sal vas staan in hulle geloof. Jy sien, dit was nie maklik vir die gemeentes van die vroeë kerk nie. Die duiwel het hulle ook maar aangeval op fisiese en op geestelike velde. Aan die fisiese kant het hy die Romeinse regering gebruik, wat hulle aangeval het asof hulle staatsverraaiers was, en hulle gejag het, en hulle gevang het, en hulle in tronke gegooi het, en hulle mishandel het, en hulle gespot het, en hulle uit die samelewing uitgestoot het, en leuns oor hulle versprei het, en hulle die omstandighede, die fisiese omstandighede vir hulle moeilik gemaak. Maar die aanval op die vroeë kerk wat amper erger was as dit, was mense wat binne in die kerk was, wat die evangelie van die Here Jesus, die kosbare, mooi, heilige evangelie van die Here Jesus gevat het, en net 'n stukkie daarvan verdraai het, totdat dit onbruikbaar geword het. Standvastigheid is die enigste manier hoe 'n gemeente kon oorleef in daardie tyd. As hulle opgegee het in Kolosse, toe die eerste man in die tronk gegooi is, toe Paulus en Silas uitgedryf is uit die stad uit, was daar nie 'n gemeente oor om vir 'n brief te skryf nie. As hulle opgehou het en moedeloos geraak het, toe die eerste verwarring van leer ingekom het, was dit verby gewees. Maar die mense in Kolosse was standvastig. Paulus skryf in Kolossense 2 vers 5 eintlik 'n dankgebed oor hierdie gemeente, en hy skryf, want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus Jesus. Vastigheid ten midde van drogredes wat hy in vers 4 gebruik. Daardie woord drogredes in die oorspronklike taal beteken oortuigende praatjies wat bedoel is, wat ontwerp is om jou van die pad af te lei.
En hierdie is vir my 'n geweldige, relevante gedeelte vir die kerk vandag. Want sien, in baie opsigte is daar geen verskil tussen die evangelies gereformeerde kerk van Suid-Afrika, Sasolburg gemeente, en van die gemeente wat in Kolosse was nie. Ons word miskien, dank die Here, vir nou nie so fisies aangeval deur die regering nie, maar op geestelike vlak het die duiwel sy aanval verdriedubbel teenoor die kerk van die Here. Teologiese professore in Suid-Afrika, in hierdie land, bevraagteken die maagdelike geboorte van die Here Jesus Christus, die bestaan van die duiwel, die geldigheid van die Bybel en selfs die goddelikheid van die Here Jesus Christus. Suid-Afrika het die teelaarde geword van Christen, en ek sê dit in aanhalingstekens, kultusse en sektes, soos Kwasi Sabantu, die Mankoba 7 en 'n ander groep bekend as Electus Derdeus, wat beteken gekies deur God, of wat baie bekender is vir die 11 moorde wat in Creersdorp gepleeg is deur hierdie organisasie tussen 2012 en 2016. 'n in aanhalingstekens Christelike organisasie. En seker die ergste van alles, die ergste van alles is dat elke Jan Trap met 'n idee deesdae 'n platform op sosiale media het, waarin hulle duisende mense kan verlei met die valshede wat hulle verkondig. Net in hierdie week op sosiale media het ek gekyk na sogenaamde Christelike predikers wat op sosiale media praat oor ontdek jou vorige lewe. 'n Prediker wat vir mense vertel hoe hy na die hemelse biblioteek toe gegaan het en 2 boeke daar gaan steel het en het aarde toe gebring het en onder sy eie naam gepubliseer het. En 'n man wat sê dat hy siektes uit jou liggaam kan uitslaan, fisies kan uitslaan met die Bybel. Ek het amper gehoop hy raak 'n bietjie gekonstipeerd, laat ek dit uit hom uit kan slaan. En die hartseer, die ergste van alles, dit wat my ongelooflik bekommerd maak van hierdie dinge, is dat ons mense hierdie goed opeet asof dit goed en reg en heilig is. Mense binne in ons eie kerkgenootskap, ek praat nie van Sasolburg gemeente alleen nie, wat vir my video's aanstuur waar iemand sê dat daar nie so iets soos die Heilige Gees is nie. Dat die heilige drie-eenheid alleen is, wat nie in die Bybel verkondig word nie. Wat mense aanhang wie se lering grens aan towery. Ons is in 'n verskriklike tyd van misinformasie en die Engels sê dit so mooi, 'n information overload, waar almal blootgestel word aan alles. En is juis in hierdie tyd dat dit vir my so belangrik is dat ons sal vashou, soos die gemeente in Kolossense, aan hierdie standvastige geloof waarvan Paulus praat. Want ek weet en ek glo in my hart vanoggend dat as ons sal kan vasstaan soos wat hulle vas kon staan in die geloof, ten spyte van daardie fisiese party, ten spyte van daardie oortuigende geestelike beleringe wat na hulle pad toe gekom het, ten spyte van die drogredes, as hulle dit kon oorleef in die krag van die Here deur vas te staan, dan kan ons dit ook doen. Maar ons gaan moet, soos die manne wat lei of skram in 'n rugby game, hakke moet vasslaan aan die grond. Ons gaan die keuse moet maak om 'n behoudende kerk te wees, 'n behoudende Christendom wat vashou aan die evangelie van die Bybel. Wat vashou aan die ou tyding wat hierin verkondig word. My grootste begeerte is dat ons ook eendag daarbo kan kom. En dat Paulus van ons sal kan sê wat hy gesê het van die Kolossense. Dat hy gehoor het van die standvastigheid van ons geloof.
Nou Paulus het dit miskien nie so bedoel nie, maar in hierdie gedeelte waar hy die Here dank vir hulle standvastigheid, kom gee hy dan 4 kenmerke van hierdie standvastige en goeie geloof. En ek wil hierdie 4 kenmerke met u deel en u dan nooi om by my in te haak en vas te staan in die geloof. Die ware geloof van die Here Jesus Christus. Die eerste gedagte. Goeie en standvastige geloof is opgebou in hom. Kolossense 2 vers 7 sê, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Paulus gebruik 2 werkwoorde om hierdie standvastigheid en hierdie eerste gedagte te beskryf. En die eerste is die woord gewortel, soos julle gewortel en opgebou is in hom. En met hierdie woord gebruik hy eintlik 'n woordprentjie, nê? Sy woorde maak amper 'n prentjie in 'n mens se gedagte van 'n boom wie se wortel in die gronde gegroei het. En wanneer hierdie boom se wortel diep in die aarde inskiet, dan staan daar die boom vas. Al wanneer 'n boom beweeg is wanneer 'n vrou in hom vasry, dan het hy voor haar ingespring. Ek maak net 'n grap. My vrou is nie hier nie, ek kan sê wat ek wil. Maar 'n boom staan vas en op een plek. Selfs wanneer die storms en die winde en die weer teen daardie boom is en die bas van daardie boom en die boom se stam so lekker buig in die swaar winde en daardie blare soos 'n seil in die wind trek, dan staan daardie boom op een plek vas. Het jy al op die nuus gesien as hulle in Amerika wys wanneer hierdie siklone hulle tref? Dan sien 'n mens hoe karre rol en jy sien hoe geboue omwaai en dakke vlieg en alles beweeg en alles gaan aan, maar die bome staan net so en waai in die wind. Want hulle is gewortel, hulle is geplant in die grond. En wat Paulus eintlik hier besig is om met hierdie woordprentjie te skilder is, hy sê, een van die redes waarom julle kon vas staan, toe ander om julle geval het. Een van die redes waarom hierdie aanvalle van die Satan, hierdie fisiese aanvalle julle niks kon doen nie, en ook nie hierdie subtiele geestelike aanvalle julle niks kon doen nie, was omdat julle wortelsisteem reg was. Want dit wat julle geglo het, was nie gegrond in julle eie werke nie. Dit was nie gegrond in storieetjies en fabels nie. Dit was nie omdat julle mense wou behaag nie, alles wat hy bespreek in die vorige gedeeltes. Dit was omdat julle gewortel was in wie? In hom. In die Here Jesus Christus. Hulle geloof was 'n ware egte geloof, omdat hulle by 'n punt in hulle lewens gekom het waar hulle gesê het, ons is 'n verlore mensdom, ons het 'n behoefte dat iemand anders ons sal red van hierdie sonde, want ons kan onsself nie red nie. Ons glo dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy aarde toe gekom het, dat hy geleef, gelei en gesterwe het aan die kruis vir ons sondes, sodat ons in hom mag glo en die ewige lewe kan hê. En omdat ons hierdie dinge glo, is ons gered en weergebore. Dis ons wortels. As jy waarlik 'n kind van die Here is, kan jy nie te ver van die Here afgaan nie. Hoe sing daardie pragtige lied? Op elke afdraaipaadjie het U my iewers kom haal. Die Here kom haal jou. Die tweede woord wat hy gebruik is die woord opgebou. En ek dink hy's besig om nog steeds te sinspeel op hierdie woordprentjie van die boom, want jy sien, 'n boom is 'n pragtige ding. Want soos wat hy afgroei, groei hy op dieselfde tyd. Hy doen alles so in 2 rigtings. As daar 'n klein boompie is en jy trek hom uit die grond uit, dan het hy 'n klein wortelsisteem, maar hoe dieper daar die wortel in die grond ingaan, hoe hoër skiet hierdie boom
in die lig op. En dit is die beginsel wat Paulus hier probeer sê. Hy sê, soos wat julle gewortel was in die Here, so is julle verander. So het julle in die geloof gegroei en gevorder en sterker en vaster geword in die geloof. Jy sien, as 'n boompie klein is, dan trek jy hom maklik uit die grond uit. Maar 'n groot boom gaan jy nie uittrek nie. Jy gaan hom nie eers aldag omry nie. Soos wat julle afgegaan het, het julle opgegaan. En Paulus kom leer hier eintlik 'n ongelooflike, wonderlike beginsel. Want wat hy eintlik vir ons sê is, kyk na die takke en jy sal weet hoe lyk die wortels. Kyk hoe die wortels lyk en jy weet hoe lyk die takke. As jou geloof reg is, sal jou lewe reg wees. As die geestelike gedeelte wat mense nie kan sien nie, wat onder die grond reg is, dan sal jou deel wat mense kan sien bo die grond reg wees. As jou wortels goed is jou takke goed. Dis nie volmaak nie, dis nie klaar gegroei nie, maar daar is lewe en beweging en die boom lyk môre groter as wat hy vandag gelyk het. As jy geloof het, het jy werke. As ek 'n boom vat en ek saag hom by die stam af en ek plant hom in my tuin sonder 'n wortelsisteem, sal die takke verdroog en doodgaan. En mense probeer dooie takke, hulle probeer goeie lewens lei sonder 'n goeie wortelsisteem en dit werk eenvoudig nie. En 'n ding wat ongehoord is, maar as jy 'n boom afsaag, dan gaan ook die wortels dood. Want sonder werke kan daar geen ware geloof wees nie. Wat sê Jakobus 2 vers 18? Daar staan, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Wys my jou wortels en ek wys jou my takke. Vra vir my van my takke en ek wys jou my wortels. Kind van die Here, as jy 'n standvastige en goeie geloof wil hê, moet jy eers seker maak dat jy gewortel is in die Here Jesus Christus. Jy moet seker maak dat jou saak reg is. En die manier hoe jy gaan seker maak is om te kyk na die manier hoe jy lewe. Christendom is nie 'n bykos wat jy kan kies en opsit op jou bord wanneer jy die dag lus is daarvoor nie. Dit moet elke dag jou lewe wees. Dit moet jou enigste lewe wees. Jy moet takke hê en jy moet wortels hê en jy sal vas staan. Die tweede gedagte. Goeie en standvastige geloof is bevestig in geloof. Ek lees weer Kolossense 2 vers 7, maar hierdie keer met die fokus op die tweede gedeelte. Daar staan gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Nou Paulus beskryf hierdie standvastige geloof van die gemeente in Kolosse ook as iets wat bevestig word in die geloof. Maar die woordjie geloof wat hy daar gebruik is nie die woord wat beteken om te glo nie. Dit is die selfstandige naamwoord geloof. Met ander woorde, as ek praat van die Christelike geloof, daardie geloof woordjie gebruik hy. En dan kom Paulus en hy sê op hierdie stadium, julle moet bevestig word, julle moet gevestig word binne in hierdie geloof. Nou as ek dit in mooi, eenvoudige, moderne Afrikaans kan uitdruk, dan sê Paulus daar, jy moet jou voete kan vind in die geloof. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Toe ek in die onderwys begin het, het ek die eerste dag by die skool ingestap, en hulle het my gevra om my QMS-vorm in te vul, my CAPS na te gaan en my PDP voor aansoek te doen.
Tydens daai middagse vergadering het een vrou namens die SBST gepraat, terwyl 'n ander vrou teruggevoer gegee het van die SMT se vergadering. Ek was nie verward en het DOM gevoel oor alles wat daar aangegaan het. Ek het nie hond of haar uitgemaak nie, ek het nie een enkele afkorting verstaan nie, ek het nie geweet wie of waar ek is nie. Ek het pad geken, klas toe en badkamer toe en dit was dit. Maar in my 3de jaar van hierdie absolute chaos, het ek my voete gevind by die skool. En teen die 3de jaar daar was het ek begin leer hoe dinge werk. Ek het op 'n paar van hierdie afkortings het ek self gedien en ek het elkeen van hulle se betekenis geleer en geweet en as daar nuwe onderwysers begin het ek sommer 'n paar afkortings vir hulle opgemaak het hulle ook kan ervaar wat ek ervaar het en ek het my voete gevind. Ek het geweet wie ek is en waar ek is in hierdie onderwys en dis presies wat Paulus hier bedoel. Jy moet jou voete vind in die geloof. Jy moenie bly by die eerste beginsels, die dinge wat jy die heel eerste keer geleer het nie, maar jy moet sterk wees, jy moet volwasse word in jou geloof, deur dit uit te oefen, elke dag in elke situasie. Dit beteken, dames en here, of jy dit wil hoor of nie, ons moet ons Bybels ken. Jy moet jou Bybel ken. Jy moet dit verstaan, jy moet dit glo, jy moet weet wat jy glo, jy moet weet wat jou kerk glo, jy moet enige dwaling wat daarmee in stryd staan kan weerlê en bestraf deur die woord van die Here. Jy moet weet wat dit beteken om 'n Christen te wees en 'n Christelike lewe te lei. En dis nie ek wat so sê nie, die Bybel self sê dit. 1 Petrus 2 vers 2 skryf die apostel Petrus en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste woord van die melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, dat julle kan groot word in die geloof. Hoor hoe jammerlik is hierdie aanklagte wat Paulus maak teenoor die gemeente in Korinte. Hulle was 'n ruk lank in die geloof gewees en Paulus skryf die volgende vir hulle in 1 Korintiërs 3 vers 2. Hy sê, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Ek wou al vir julle die dieper dinge kom leer het. Maar julle het nog nie eers die basiese verstaan. En ek is seker as hy daar was, het hy na daai mense gekyk en gesê, skaam julle. Jy moet jou Bybel ken. Om hier kerk toe te kom op 'n Sondag is nie genoeg nie. Hierdie is nie Bybelstudie nie, dis 'n preek. Daar's 'n verskil. Die doel van 'n Sondagoggend boodskap is 'n boodskap. Dis wanneer ons sit en saam oordink wat die Skrif vir ons geleer het en wat die Heilige Gees vir ons wil leer. Jou Bybelstudie is waar jy God leer ken. Jou Bybelstudie is waar jy groei as 'n kind van God. Hebreërs 5 vers 14 is 'n besonderse vers, ek lees dit. Maar vaste spys is vir volwassenes, die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Hoe begin 'n mens om die vaste spys van die woord te verteer? Deur die gewoonte geoefen. Deur elke dag te sukkel en te worstel en stryd te hê met die Skrif. Om daarmee te stry soos wat Jakob met die Here in die woestyn gestry het, totdat dit vir jou sin maak, totdat jy genoeg daaroor gelees en gewonder en gevra het, totdat jy weet wat dit vir jou in jou lewe beteken en hoe jy dit as kind van die Here kan uitleef in hierdie wêreld en hoe dit jou kan verander. Ek het nie al die antwoorde nie, ek lees partykeer 'n stukkie in die Bybel en dan het ek geen idee waar daaraan gaan en hoekom die Here dit doen en sê nie. Ek het net nou die aand, 'n paar aande terug, die verhaal van Bilial gelees en
In hierdie verhaal dan sê die Bilial vir die Here, Here, kan ek na Jerusalem gaan en na Israel gaan, en dan sê die Here vir hom nee. Die volgende dag dan vra hy, dan sê hy, Here, kan ek na Israel gaan? Dan sê die Here vir hom, ja, gaan. Dan klim hy op sy donkie en hy gaan na Israel toe, dan kry die Here hom in die pad en sê, ek was so kwaad vir jou omdat jy gegaan het, dat ek jou wil kom doodmaak. En ek verstaan nie hoekom die Here hom nou wil doodmaak nie, en dan vir hom gesê, hy mag gaan. En dis 'n preek vir 'n ander dag, ek het intussen uitgevind. Maar jy moet sukkel, jy moet leer, jy moet oefen, jy moet aanhou, jy moet volhou. As ek vandag met jou oor een ding kan praat, kind van God, dan is dit net oor hierdie een enkele ding om by jou te pleit en te vra, gaan leer, gaan lees, gaan verstaan jou Bybel. Kyk, ons leef in 'n aaklige tyd, maar ons leef in 'n wonderlike tyd. Die Bybel is gratis beskikbaar. Kommentare, behoudende boodskappe is gratis beskikbaar. Daardie selfoon wat jy optel om 1000 speletjies mee te speel, kan ook 'n Bybel hanteer. Kan ook vir jou geestelik voed, tot jy 'n volwassene in die gees kan word. Totdat jy gefestig en vas in die Here is. Filippense 2 vers 12 skryf Paulus die volgende woorde. Daarom my geliefde broeders, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar nou in my afwesigheid, werk jou eie heil uit. Oefen, het ek daar nakies geskryf, jou eie godsdiens uit. Deur die skrif te leer, te lees, te verstaan en toe te pas in elke situasie in jou lewe, met vrees en bewering. As jy eendag voor God staan, en hy vra jou, hoekom het jy nie jou Bybel geken nie? Wat 'n verskoning is dan geldig? Want jou werk is weg. Jou besige familie, jou gesondheid is weg. Daar sal jy nie vir hom kan oortuig dat jy te dom was of te min geleenthede gehad het of te sleg was met taal of te min gehou het van lees of enige van daardie redes nie. Leer jou Bybel. Die derde gedagte. Goeie en standvastige geloof is oorvloedig in danksegging. Die laaste gedeelte van Kolossense 2 vers 7 sê, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Nou ek moet hierdie gedagte miskien verduidelik deur 'n vraag te vra, waar word ietsie se standvastigheid getoets? Toets 'n mens of ietsie sal vas staan of dit sal sterk staan in die ideale omstandighede? Kyk 'n mens of die boom in die grond sal bly wanneer die son helder skyn en die voeltjies fluit en daar geen wind is nie? Of toets 'n mens standvastigheid in die onmenslike, in die moeilikste, in die aakligste van die omstandighede, wanneer die wind huil en die bome buig? Swaar omstandighede toets die standvastigheid van jou geloof. Die geestelike aanval van die gesonde leer van die evangelie, die verslegting van fisiese omstandighede, geweld, verwerping en vuur, hierdie is die dinge wat die skrif vir ons leer, jou geloof op die toets sal stel. So waar kom danksegging in? 'n Mens is mos nie dankbaar as dinge met jou sleg gaan nie. As dinge nie uitwerk soos wat jy wil hê, dat dinge moet vir jou uitwerk nie. Ek wil vanoggend vir u sê, ek dink dankbaarheid is juis die sement van standvastigheid
in moeilike omstandighede. Dis juis wanneer ons seëninge tel, dat ons besef, dat selfs ons slegste omstandighede genade van die Here is. Dis juist dankbaarheid wat ons leer dat die kwaad van die lewe verdra kan word, omdat die rykdom van die Here se goedheid en genade altyd oorweldig. Ek wil verduidelik op 'n praktiese manier. Ek het al hieroor gepraat, maar ek noem dit weer. Toe AJ met diabetes gediagnoseer is, het hy daar op 'n hospitaalbed in intensiewe sorg gelê. En dit was vir ons baie erg. Dit was vir my as 'n nuwe ouer baie, baie erg. En ek sal erken dat daar tye was waar net vir 'n oomblik dit vir my gevoel het asof ek wil moedeloos word, asof ek teleurgesteld wil wees in die Here, asof ek selfs kwaad wil wees vir die Here, dat hierdie ding oor ons pad gekom het en al wat ons probeer doen het was om die Here te dien. En een aand sit ek daar langs sy bed, hy het gelukkig baie geslaap. En ek dink en ek bid. En ewe skielik is dit asof daar 'n gedagte van buite af inkom en ek tel my foon op en ek Google ietsie. En ek besef dat die eerste insulien op die 11de Januarie 1922 eers vir 'n jong man gegee is om diabetes 1 te behandel. 102 jaar terug sou my kind gesterf het en daar was niks wat ek vir hom sou kon doen nie. 102 klink soos baie jare, maar ek ken mense wat 102 jaar oud is. Dis een geslag. En toe ek dit besit, toe dink ek, maar ons sit hier in 'n hospitaal waar my kind in 'n hospitaalbed kan lê met masjiene wat ons irriteer met daai beep, beep, beep wat hulle doen. Maar ons het die masjiene. Ons het die hospitaalbed. Ons het opgeleide dokters en susters wat met hulle kundigheid vir ons seentjie help. Wat 'n bekommerde ma en pa kan rustig maak. Ons is 'n stoel gegee wat jy so uitskop om op te slaap en ek besef ek het 'n plek om te slaap. Ek mag by my kind slaap. En een na die ander rol daar gedagtes van dankbaarheid en dankbaarheid en dankbaarheid in my lewe en ek besef ons dien 'n wonderlike God wat vir my en my gesin uit ons ore uitgeseën het in daardie hospitaalkamer. In Daniël 6 ry koning Darius 'n bevel uit en hy sê dat niemand 'n ander God mag aanbid as die goue standbeeld wat hy van homself opgerig het nie. En Daniël kry basies die nuus dat as hy die Here aanhou ontbid, is dit vir hom 'n doodsvonnis, aaklige omstandighede. Maar selfs Daniël het geweet en in Daniël 6 vers 11 staan daar, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy van tevore gedoen het. As jy vanmôre vir my sê dat jy die begeerte het om standvastig te wees in jou geloof, as jy 'n begeerte het om onwankelbaar in die Here Jesus te wees, maar jy voel hoe jou enkels bewe onder die druk van jou omstandighede en jou probleme, is die beste raad wat ek jou kan gee, tel jou seëninge, tel hul een vir een, kyk wat God verleen, tel hul almal, tel hul een vir een en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Die laaste kort gedagte, ek weet my tyd is op. Goeie en standvastige geloof is versigtig in hierdie wêreld. Kolossense 2 vers 8 sê, pas op
dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christene nie, volgens Christus nie. Die laaste kenmerk van 'n standvastige geloof is versigtigheid. Kinders van die Here moet op hulle hoede wees. Ek hou van hoe die NIV, die New International Version, hierdie vers vertaal. Het sê, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Sê pas op, daar is mense wat onbetroubaar is. Mense wat deur die duiwel gebruik word om jou weg van die Here af te dryf met leë en bedrieglike filosofieë. Hulle hou jou besig met ander dinge buite Christus. Paulus gee 3 kenmerke in hierdie een versie van so 'n bedrieglike drogrede. Hy sê, wanneer dit gebaseer is op die oorlewering van mense of tradisie. Met ander woorde, dit kom nie van die Bybel af nie, dit kom van mense af en hoe mense dit al vir jare geglo of gedoen het. As dit daaruit kom en nie uit die skrif nie, dan is dit nie van die Here nie. As dit gegrond is op buite-Bybelse elemente, soos die elementêre geestelike vorste van die vroeë godsdienste, sy voorbeeld, maar enige buite-Bybelse bron, dan is dit 'n drogrede. En as dit sy oorsprong op enige plek het, buiten om te bevestig en te verdiep wat staan in die evangelie van die Here Jesus Christus, dan is dit 'n drogrede. Aan Timoteus skryf Paulus in 1 Timoteus 6 vers 20 tot 21, O Timoteus, bewaar jou pand en vermy onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslike sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het, mag die genade met jou wees. Amen. En dan in sy tweede brief aan Timoteus gee Paulus vir hom 'n profesie oor hoe dit sal wees in die laaste dae, in hierdie dae voor die Here kom, waarin u en ek nou leef, in 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4, en hy skryf, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeertes. Die valsheid is partykeer so naby aan die waarheid. Jy sien, die duiwel is bewus daarvan dat as hy kom met 'n glas vol gif, dat niemand dit sal drink nie. So hy doen nie dit nie. Hy gooi 'n mooi lang glas vol die mooiste, skoonste, vitamienvolste Bonaqua water wat jy in die hande kan kry met ys in. En hy sit net 2 druppeltjies gif daarin. Ek praat met een van die kweekskoolstudente en hy vertel my hoe hulle in polemiek, dis die studie oor valse leer en valse godsdienste, na 'n preek luister, en die opdrag wat die studente gekry het voor die tyd, was om te kyk waar die man ietsie sê wat verkeerd is. En hulle sit deur die hele uurlange boodskap en hulle kry nie 'n enkele woord wat van die pad af is nie, behalwe vir een sinnetjie aan die einde van hierdie diens. Een sinnetjie waarmee hy eintlik die evangelie van die Here Jesus heeltemal tot niet maak, deur te sê dat jy jou pad in die hemel in moet werk deur die gebooie te onderhou. Galasiërs 1 vers 8 sê, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig wat in stryd met die een wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees.
Pas op. Pas op vir die dinge wat jy kyk. Manne, pas op vir YouTube. Pas op vir radioboodskappe. Ek sê nie jy moet ophou om dit te luister nie. Luister dit. Maar toets dit aan die skrif. Pas op. Ek sluit af. Ek hoop dat ons staande sal kan bly. En dat as die Here toelaat dat die winde oor ons paaie sal kom en ons wortelsisteem sal toets, dat ons sal vind dat ons diep gewortel in die Here Jesus Christus is, lewens het wat dit bewys. Ek hoop dat wanneer hy kom, hy sal ons vind, nie as beginners in die geloof nie, maar mense wat hulle voete gevind het. Wat uitgewerk het wat dit beteken om 'n Christen te wees. Ek hoop dat as die storms in jou lewe kom en dit vir jou moeilik raak om uit te hou, dat jy die Here sal dank en jou seëninge sal tel. En ek hoop dat jy versigtig en nugter sal wees. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die duiwel wat rondloop, soos 'n brullende leeu, om jou te verslind. Kind van die Here, doen wat ook al jy wil, maar staan vas in jou geloof. Wanneer die Here kom, gaan daar min wees wat nog uitgehou het. Daar gaan min wees wat nog vasgehou het aan die wynstok, aan die waarheid, aan die weg. Maak seker jy is daar saam met ons. Hou vas, hou uit. Die Here kom. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kan onsself bemoedig en ons kan besluit en sê ons wil vas staan. Maar dit is net U Heilige Gees wat dit bewerk. Dit is net U instaatstelling wat ons voete in die aarde plant en ons wortel in U genade en ons vashou in die storms, sodat geen golf of wind of vors of mag 'n tree by ons kan steel nie, maar dat ons vas sal staan, verdedigers van die geloof. Gee ons die genade, Here, om hierdie verdedigers, hierdie vasbyters te word. Ons loof U naam. Amen. Kom ons staan en dan sing ons hierdie laaste lied, Bly volhard soos atlete. Baie dankie. Gemeente, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met U wees en U vestig en U standvastigheid gee totdat hy kom. Amen.